herinner. Ons maak vandag klaar met ons ouerskapreeks en ek is so opgewonde oor volgende week. Ons begin volgende week met ons huweliksmaand. Alright, ek weet nie of jy al ooit 'n huweliksmaand in ons kerk bygewoon het nie, maar ek stel voor, sit jou wekker, kom volgende week en vir die volgende paar 4 weke. Ons gaan ongelooflike werk doen in ons huweliksreeks. Alright, ek sê altyd jy het 3 beloftes gemaak. Alright, ek het gister mense getrou en jy het 3 beloftes gemaak. Hulle het 3 beloftes en ons gaan kyk na daardie 3 beloftes. Is ons nog besig om daardie 3 beloftes te hou? Alright, een van hulle is ek sal jou met my liggaam dien. Alright, so ons gaan so 'n bietjie kom praat oor die groot vloekwoord in die kerk, seks. Alright, dit is in week. Nee, ek gaan nie sê nie, ek gaan julle eers daai week kom. Alright. So ons gaan 'n bietjie daaroor chat en ons gaan 'n paar interessante goeters oor gesels in die huwelik en ons het altyd lekker games hierso. So luister, kom volgende week, nooi jy huwelik. Ons doen dit juist sodat jy vir die volgende 2 maande sodat dit vir jou maklik is om mense te nooi. Om te sê, "Hey, luister, ons kerk praat oor huwelike." Jy weet nie sê oor 'n kerk nie. Sê net, "Ek gaan na 'n plek toe waar hulle praat oor huwelike. Kom saam want ek dink jou huwelik is sterk genoeg en ek dink jy kan hom sterker maak." Of luister, jou huwelik het dit nodig. So bring daai mense en dan pak ons hierdie saal en ons klei dat die Here iets wonderlik doen in ons huwelike, want ek dink die beste geskenk wat jy vir jou kind kan gee, is 'n gesonde huwelik. Net so tussen my en jou. Alright, net so tussen my en jou. So onthou nuwe mense, dit gaan ons nou daarby uitkom. Ek het hierdie. Het mamma nie al gesê jy moet die speelgoed optel nie? Ja, ek. Waar moet aangaan? Ons slaag volgende keer sit maar voor. Het mamma nie is okay, mamma, jy my sagter sê, ek gaan nou baie skree dalk, nee. Het mamma nie gevra jy moet die speelgoed optel nie? Hey, ons gaan die TV afsit en ons gaan opruim. Verstaan julle mekaar? Kom nou asseblief julle huiswerk. Wanneer gaan ons die huiswerk doen? As pappa by die huis kom, dan gaan ek hier met hom oor praat. Hoeveel keer het ek al met julle gepraat dat julle die huiswerk moet afsit of die TV moet afsit? Hoeveel keer het ek al vir julle gesê julle moet huiswerk doen? Moenie laat ek daar kom nie. Laat ek tot by 3 tel. 1, 2, 2,5, 2 en 3/4, 3, 4. Enigiemand vermoed wat kan relate? Maar okay, right. Sien, ek wil vandag so 'n bietjie kom praat en ek wil afsluit met ons ouerskapreeks op 'n baie onpopulêre topik. Maar 'n nodige een. En dis die groot woord dissipline. So ons gaan so 'n bietjie kom praat oor dissipline en hierdie gaan nie 'n groot inspirasie preek wees en ek gaan jou dalk hier inspireer om uit te stap nie, maar ek wil vanmôre so 'n bietjie van 'n ander hoed aantrek en ek wil hê ons moet saam kyk oor wat die woord van God sê wanneer dit kom by dissipline. Want sien, by my en Alicia was dit baie maklik toe ons 1 kind gehad het. Toe ons 1 kind gehad het, was dit 2 teenoor 1 en ons het meeste van die tyd gewen. Maar toe kry ons vir Zylie ons 2de kind en toe ewe skielik is dit 'n man-on-man defense. Alicia vat hierdie een en ek vat hierdie een. En rukkie daarna toe kry ons vir Andrew en nou is daar's altyd 'n overlap. Ons altyd 'n overlap. Hulle is altyd een te veel vir ons. Ons en Alicia sal op 'n stadium ons lewe ons sê, jy vat daai helfte en ek vat hierdie helfte. Verstaan of vat jy daai 2, ek vat daai 2-1. Ons is die hele tyd op die agtervoet. En ek dink vandag om te begin, dink ek moet ons eers mekaar die vraag gaan vra oor wat is dissipline? En dan van daar af gaan ons 'n paar goeters noem. En ek dink die beste beskrywing wat ek van dissipline kon gekry het, was die volgende. Dissipline, die definisie van dissipline. Dissipline is nie 'n straf nie. Dis 'n regstelling gedryf deur liefde. Dis my mooi. Dissipline is nie 'n straf nie. Dissipline is 'n regstelling gedryf deur liefde. En ek hou van daardie woord, die regstelling, want regstelling beteken nie dat jy is hierdie magtige, mighty ouer wat nou ewe skielik gaan kom en alles op jou kind afdwing nie, maar regstelling is daar omdat ek en jy uiteindelik ons kinders geweldig baie liefhet. Hoor wat sê Hebreërs 12 vers 5 tot 6 sê, julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie, want die Here tug hom wat hy liefhet, en hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Nog 'n snaaksblik, hoe belangrik is hierdie? Hoor wat sê Spreuke 19 vers 18 is op my mooi vers, sê, behandel jou seun streng, want dan is daar hoop. Behandel jou seun streng, want dan is daar hoop, maar moenie jou te buite gaan en hom doodmaak nie. Behandel jou kinders streng. Behandel jou dogter, behandel jou seun, behandel jou kinders streng, want dan is daar hoop.
En ouers, ek wil vir hierdie môre vir jou sê, en ek dink dit is belangrik om te weet, dat daar is 'n konstante stryd in jou huis aan die gang oor wie is beheer tussen jou en jou kinders. Daar is 'n konstante battle aan die go, om te weet, wie is die baas in die huis? Is dit jy as ouer, of is dit jy as kind? En dit is 'n belangrike battle, wat ek en jy behoort te wen, en ons gaan nou moet ver wen. En as jy jouself gedurig kry om te skree, gedurig kry om te nag, gedurig kry om te braai, en gedurig kry om te dreig, wil ek vanmôre vir jou sê, is jy besig om daardie battle te verloor. En ek dink dit is tyd dat ek en jy dalk die momentum weer moet terugkry in ons huis, en daardie battle moet wen en moet ver wen. En as jy gewonder het, wanneer is 'n goeie tyd? Vandag is 'n goeie tyd. En daarom prys ek die Here dat jy hier is, en ek is so 'n bietjie van 'n ander cap wat ek gaan opsit, jou nie inspireer vanmôre nie, maar ons gaan so 'n bietjie inligting uit mekaar uitkry. Want ek weet jy sit hier en sê, "Eers Erik, maar ek wil nie altyd lelik wees met my kinders nie. Eers Erik, ek wil nie altyd net dissipline nie. Ek wil nie net altyd met my kinders te kere gaan en raas en goed nie. Ek weet dit en ek verstaan dit heeltemal." Maar iemand het eendag hierdie vir my gesê, wat nogal vir my goed was, hy het gesê, dissipline is nie iets wat jy teen jou kinders doen nie, dit is iets wat jy vir jou kinders doen. Zig Ziglar sê die volgende. Hy sê, "A child who has not been disciplined with love by this little world will be disciplined without love by the great big world." So ek wil begin vanmôre, en ek wil begin deur te chat, vinnig wil ek 3 ongedissiplineerde ouers noem. So kom ons begin met ons. So ek wil 3 ongedissiplineerde ouers noem, en ek dink almal van ons kan uit hierdie ongedissiplineerde ouer relate, en dan daarna gaan ek 3 goed noem, wat ek dink ons van ons kinders en van onsself kan verwag wanneer dit kom by dissipline. So kom ons begin. Ek dink die eerste ongedissiplineerde ouer wat daar is die lewensredder. En ek wil sê, daar is 'n bietjie oor gechat in week 1, en ek het dit weer genoem, want ek wil hê ons moet besef hoe belangrik daar is. Kwessie is in die moeilikheid, en wat doen ons as ouers? Supermam. Supermam of superdad is daar to the rescue. Toe maar kwessie, mamma gaan jou weer red. En mamma sal jou weer red, en mamma gaan jou aanhou red, en moenie worry nie kwessie, mamma gaan jou aanhou red. En as jy vanmôre hier sit en jy sê, jy wonder of jy 'n lewensredder mamma is, as jy meer as 3 keer al jou meeting moes stop om vir Kosie sy kosblik te vat skool toe, want Kosie het hom by die kerk of by die huis vergeet, dan is jy 'n lewensredder ouer. 'n Lewensredder ouer. En die probleem met hierdie lewensredder ouer is dat ons laat nie ons kinders toe om die nagevolge te face vir hulle besluite nie. En dis belangrik dat hulle dit moet doen. Dis belangrik dat hulle weet daar is nagevolge vir besluite. Hoor dit sê Galasiërs 6 vers 7. Moenie julle mislei nie, God laat nie met hom spot nie. Hoor wat hy sê, wat 'n mens saai, dit sal hy oes. Met ander woorde, in God se ekonomie werk dit bietjie anderste. In God se ekonomie het hy 'n wêreld geskep en geskape met 'n stelsel van nagevolge. En indien jy binne in hierdie God se stelsel bly en volgens die woord lewe en jy is daarso en jy doen wat jy moet doen, dan is die nagevolge blessings. Maar wanneer jy buite die grense bly, wanneer jy nie God se woord volg, en wanneer jy buite die stelsel van God beweeg, dan is daar ongelukkig slegte nagevolge. En ek dink ons moet vir ons kinders hierdie geskenk leer van die nagevolge van slegte besluite. Ek dink ons moet ons kinders leer dat as jy nie beplan nie, dan kan jy nie altyd suksesvol wees nie. Ek dink ons moet ons kinders leer dat wanneer ek vir jou geldjies gegee het om kos te gaan koop en jy besluit om daarmee sweeties te koop, dan gaan jy honger wees vir die dag. Want ek het vir jou geldjies gegee vir kos. En dan moet jy weet dat dis as gevolg van die slegte besluit gaan jy honger bly vir die res van die dag tot jy weer by die huis kom. Kom ons praat oor karre. Dit is blykbaar ouermishandeling, kindermishandeling wanneer jy nie vir jou kind op 18 'n kar koop nie. Dis kindermishandeling.
In plaas daarvan, hoekom vat ons nie ons 18-jarige kind en sê, okay, mamma en pappa gaan 'n bydrae maak tot by die fondse vir die nuwe kar, maar wat van ons kry vir jou 'n naweekwerkie waar jy jou geld verdien en jy dan op die ou ende jou eie kar met jou eie geld kan koop, in plaas daarvan dat ek jou ietsie gee waarvoor jy niks gewerk het nie. En by the way, as jy 'n spoedkaartjie kry op daai jou account, nie mamma se nie. Want my ma doen dit met hierdie laaitie hierso. My ma betaal hierdie laaitie se, dis nou my boetie. Ek sê altyd vir my ma, ek gaan net al hoe vir ons bekerwe word. Dis in ons huisgesin probleme raai. Of wat van die kinders wat 'n oulike katjie het? Ek weet die katjie is oulik. En 'n katjie is cute. En dit is so oulik om 'n katjie te wees, maar 'n katjie word maklik 15, 16, 17 jaar oud. En dan is hy nie meer so cute soos wat hy was nie. En jou kind moet leer dat as hy nou die besluit maak om 'n oulike cute katjie te kry, gaan hy moet weet hy moet die volgende 15 jaar 'n oulike katjie oppas. Sy werk, maar ons doen nie. Ons gee hulle die oulike katjie vir die eerste 3 maande en dan sit pappa to the rescue. So wie kyk na hom? Mamma en pappa. Want hy's nie meer cute nie. En hy's nie meer oulik nie. Die lewensredder ouer. Enige iemand wat sê, ja, dis ek. Kom ons wees eerlik. Lewensredder ouers? Ja, sy is 'n bietjie van julle. Ek dink die tweede tipe ouer is die onkonsekwente ouer. In Engels dink ek die inconsistent ouer. Ek het in my sakkie het ek so 'n ekstra speelding gebring. Waar is dit? O, hierso, thanks Dylan. Nee, meneer Warren, ek sien weg nie. Ek het hierdie ding gebring. Ek weet nie of julle weet hoe dit werk nie. Dis so 'n magic tablet ding wat jy soms so by China's koop vir R20 of R25. Ons koop dit vir ons kinders, dit spaar papier. En wat gebeur met hierdie ding is, jy kan met hom skryf en prentjies teken. Ek weet nie of jy hulle kan sien die lyn nie. En dan wanneer jy klaar gespeel het of klaar geteken het, dan druk jy daai knoppie onder delete en dan is die hele bladsytjie weg. En dan kan jy net weer met hom teken. En dan as jy klaar is, dan kan jy weer. Dit spaar papier en dit is sommer maklik. Die kinders kan in die kar met hom teken op pad iewers heen of by die kantoor of wat ook al met hom doen. En ek het hierdie saamgebring want ek wil vir jou gewys het dat die tweede ongedissiplineerde ouer is die inconsistent ouer. Die inconsistent ouer is die ouer wat vandag hierdie lyne trek. Vandag is dit die reël. Hierdie is die reël. Hierdie is die manier hoe ons lewe. Dis hoe ons dit gaan doen en dan die volgende dag, toe maar delete. Daai reël count nie. Dis nie meer so nodig nie. Nee, maar hierdie is die nuwe reël wat ons gaan doen. Hierdie gaan dit doen en dan delete. En dan is die reël, die inconsistent ouers. En ons kinders sit en wonder elke keer, maar hoorie, waar is die boundaries? Want elke keer het ons 'n nuwe boundary en dan net die volgende dag dan is daar die boundary weg. Spreuke 29 vers 15 en 17 sê, 'n pak sla en 'n teregwysing bring 'n wysheid. 'n Kind wat sonder dissipline groot word, steek sy moeder in die skande. Gee jou seun 'n goeie opvoeding en jy sal gerus wees oor hom en hy sal baie vreugde verskaf. Hoor mooi wat sê die Bybel. Die Bybel sê nie dissiplineer vandag en eers dan weer oor 3 dae nie. Die Bybel sê nie dissiplineer vir 3 dae, skiep 5 dae en dissiplineer dan weer wanneer dit taaf raak nie. Die Bybel sê nie hê vandag 'n klomp lyne en die volgende dag dan tussen okay, dan is die lyne nou maar net delete. Want die kinders wil weet waar's die lyne. En as ons eerlik is, gaan ek hier na my hand opsteek, want dis die ene waar ek mee die meeste sukkel, wanneer dit kom by hierdie. Want een dag is ek die Hitler van 'n pa. Ja! En ek ruk almal, plak almal laas en ek gooi die goeders uit, en ek vat sommer 'n swart sak, gooi al die kinders se speelgoed, gee dit by iemand anders wat dit nodig het. Almal huil in die huis, almal is bang in die huis, almal, dis die nuwe reëls. En die volgende dag is ek die party-bus director. Woehoe, let's party! Ja, dan dans ons in dieselfde plek waar ek nou net gesit, ons mag nie speel nie. Want die reël is, jy mag nie voor speel nie, want as kerkmense kom, dan moet dit skoon wees. Dis die reël, julle sal nie hier speel nie. Volgende dag, dan sit ons die musiek aan in die voorhuis, dan dans ons in die voorhuis. Party-bus director. En die kinders sê, maar hoor, ek weet nou nie meer, is dit 'n reël of is dit nou nie 'n reël nie? Werk dit nou, of moet ons nou, mag ons nou nie hier speel nie, of mag ons nou hier speel? Ek het 'n duidelike lyn die een dag, maar dan die volgende dag is ek die lyn weg. En dit kan baie gevaarlik wees.
Dit kan baie gevaarlik wees. Enige iemand, inconsistent ouer? Minder, okay. Ek dink die derde ouer wat ek oor wil chat, die ongedisciplineerde ouer, is die verdeelde ouer. Dis die ouers wat nie in 'n eenheid saam staan as 'n span nie, en wat nie saam stem vir hulle kinders nie. Amos 3 vers 3 sê, sal 2 saamloop as hulle dit nie afgespreek het nie. Die verdeelde ouer. En ek dink een van die belangrikste dinge wat ek en jy as ouer kan doen, is wanneer ons kan saam staan as 'n team in eenheid vir die kinders. Sê, hierdie is dit wat ons beplan het, dis wat mamma en pappa gesê het, en dit is wat ons gaan gee. Kom ons weet, ek weet vir 'n feit ons lewe in die regte wêreld. En ek weet in die regte wêreld het kinders te doen met egskeiding. Ek verstaan dit. En dan is dit so dat 'n mamma en 'n pappa nie meer van mekaar hou nie, en dat hulle nie meer saam bly nie, en dan het hulle van mekaar geskei. En kan ek vir jou sê, die kinders is mal daaroor om mekaar teen julle te speel. Hulle is mal daaroor om te sê, ja, maar as ek by pappa se huis was, dan sou pappa dit toegelaat het. As ek by mamma was, mamma sou dit gedoen het, definitief. En hulle love het om dit teen mekaar te speel. En kan ek vermoor hierdie wees, kan ek vermoor hier sê, as dit vermoor jy is, ek verstaan is super moeilik. Ek verstaan is ongelooflik moeilik, want ewe skielik is daar nie meer hierdie liefde nie, en julle het nie meer oog tot oog vir mekaar nie, ek verstaan dit. Maar kan ek vanmôre vra dat in jou kind, vir jou kind se onthulwe? Is dit nie moontlik dat jy en jou geskeide man, geskeide vrou, dalk alles in julle vermoë kan doen, om steeds as 'n eenheid te kan staan? Met sê, maar hierdie is die reëls. Wat van gemengde gesinne? Mengde gesinne, jy het nou ewe skielik 'n nuwe vrou gekry, of 'n nuwe man gekry, en nou het jy hierdie kinders, en nou is dit jou kinders, en hulle kinders, en sy kinders. En ek doen dit nie met my kinders nie, want dis jou kinders, en jou kinders is die stoutste, en my kinders doen nie dit nie, en haar kinders doen. My kinders is my kinders, want hulle stout is Alice se kinders. Dit kan ek julle nou sê. Verseker. En dan het ons hierdie gemengde gesinne op hierdie stadium in die lewe van, dis jou kind, dis my kind, dis hulle kind, en dit is my kind. En kan ek vanmôre vir jou sê, wat sê die Bybel? Ek het gister 'n trou gedoen, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat wanneer jy trou, dan word 2 mense weer een. Dis nie meer jou kinders of my kinders nie, dit is nou ons kinders. En kan ek vir jou vanmôre vra, as jy in 'n gemengde gemeenskap, as jy in 'n gemengde gesin is dit nou ons kinders, en dit is nou ons verantwoordelikheid om hulle groot te maak, die beste van ons vermoë. En dit beteken, al is dit nie jou kinders nie, jy gaan met in eenheid staan. As mamma gesê dis die reël, is dit die reël. As pappa gesê het, ons doen nie dit nie, dan doen ons nie dit nie. Ons kan nie verskil vir die kinders nie. Want hoor mooi, ouers, luister, jy kan nie vir 'n oomblik 'n swakheid wys nie, want jou kinders gaan dit vir jou uithaal. Die oomblik as jy wys, daar's 'n boetjie van 'n swakheid, dan gaan die kinders daarop uitgaan. In ons huis gebeur dit gewoonlik so, sweeties is op Vrydag. Ons eet sweets op Vrydag en in die naweke. That's that. En dan het ek 'n kind wat kan nag en nag en nag. Ek sê mos altyd sy gaan 'n intercessor wees. Dan sy kan nag en nag en nag. Ja, hoekom? Ja, maar hoekom? Ja, dit so. En mamma sê dis Vrydag. Dis nie vandag Vrydag nie. Dit is in die week, ons eet nie sweeties in die week. Ja, maar. Dit is nie so nie. Dit is hoe dit is. En eventually nadat sy die bekleierery gewen het en sy uitgestap en draai Alicia altyd na my toe, sê sy, "Regtig, kon jy my nie gebek het nie." En ek het dalk het ek net nie worry nie. Of dalk het ek iets gelees, of dalk wou ek ook so iets gehad het. Jy weet, dalk het ek net nie geweet nie. Maar die probleem was, dit was verkeerd. Want ek het my kinders gesê, okay, hier's nie 'n team nie. Want pappa lyk vir my lus vir sweets. Mamma sê nee. So nou gaan ons vir pappa. Daar's nie 'n eenheid saam nie. Enige verdeelde ouers in die huis, bietjie minder. So kom ons chat so 'n bietjie daaroor, ons het nou gehoor oor ouerskap, maar kom ons hoor nou so 'n bietjie oor wat moet ons onsself, wat behoort ons te verwag van ons kinders en van onsself? Hoe kan ons dissipline gee van ons kinders? Wat verwag ons daarvan? En ek dink die eerste punt wat ek hier neergeskryf het, is ons verwag eerste vrolike gehoorsaamheid. Eerste vrolike gehoorsaamheid. Hoor wat sê Kolossense 3 vers 20, sê kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam,
Want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Hoor mooi, kinders, wees in alles in julle ouers, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. Nie kinders, wees gehoorsaam eers wanneer mamma of pappa sê, stop dit, moenie dit ek al aankom nie, ek gaan nou opstaan, 1, 2, 2,5, 2 en 3/4, 2 en 8ste, 2 en 10de, dan moet jy my eers gehoorsaam. Nee, die Bybel sê, die Bybel sê baie duidelik, kinders, wees aan alles dadelik gehoorsaam. Kyk, ons moet van ons kinders eerste vrolike gehoorsaamheid verwag. Want dit is presies wat God verwag. En ek sê vrolike, want ek sê vrolike gehoorsaamheid, want ons verwag nie net uiterlike gehoorsaamheid nie, maar ons verwag ook hier binnekant innerlike gehoorsaamheid. Daarom sê ek vrolike gehoorsaamheid. Filippense 2 vers 14, dink ek is 'n vers wat op ons yskas kan plak, is doen alles sonder kla of teepraat. Ek dink is 'n vers wat jy maklik kan plak op jou yskas en jou kinders kan hom repeat. Want ek het een keer in my lewe gelees dat ons moet baie meer dissiplineer vir attitude rather than actions. Want uiterlik gehoorsaamheid is nodig, maar as die hart binne nog nie gehoorsaam het nie, dan is daar 'n attitude. Ek hou van die voorbeeld, pa kom by die werk, pa kom van die werk af by die huis en roep vir Boeta en sê, hey, ek hoor jy was lelik met jou ma, of was nie? Ek hoor jy was nie, en jy praat jy nog met my ook terug, hè? Ga na jou kamer toe. Okay. Ja. Waar doen papa? Ek sien man in hierdie huis, ek het hom lekker nou gesê wat hy moet doen. Ek weet man, die lag beteken dit gebeur in die huis, maar wat het ons? Ons het uiterlike gehoorsaamheid. Hy is kamer toe, maar in sy hart is hy nog vol rebellie. In sy hart het hy nie vir mamma gaan jammer sê nie. In sy hart is hy nog absoluut vol, van hierdie rebellie. En ek dink ons as ouers moet baie keer harder werk om meer te dissiplineer in die hart, die attitude, rather dan die aksie wat volg. Ek dink die tweede ding wat ons as van ouers kan verwag van ons kinders, is ons mag nooit dissiplineer uit woede uit nie. En hier is nog ons na my hart, en ons gaan nou daaroor chat. Efesiërs 4 vers 26 sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Ek het hom hierdie presiese vers gister gepreek by die troue. As jy kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Ek dink een van die plekke waar ek sekerlik die meeste my meer kan verloor is in die kar. Kom ek sê dit nou maar straightforward. Ek kan my hier meer verloor in die kar. Sy pla my. Sy hare raak my. Ek sê sy kort hare. Hulle gaan oor my lyn. Ek sê, nou waar is die lyn? Ek het nog nie 'n lyn gesien nie. Hierdie ene dit so. Ons wil so, weet, as ons iewers heen gaan, ry ons om daar te kom. Weet, ons ry dadelik om daar te kom. En as dit so verder as 20 km gee ons kind vir 3 dae geen water en geen kos nie, want dan gaan nie stop vir 'n piepie nie. Ek gaan nie stop vir jy nog my sê jy wil eers piepie nie. Ons ry om daar te kom. En as jy so 'n bietjie van my ken, dan sal jy weet ek haat dit om laat te wees. Ek haat dit om laat te wees. Ek kan dit nie hanteer om by 'n plek in my lewe laat te wees nie. En dan is dit so dat ek nou maar net 3 kinders het met Alicia wat partykeer net laat kan wees. En as ons eventually hulle almal reg het en het hulle almal in die kar, ou mat, dan trap daai kar flat out. En dit is 'n gespin en dit is 'n gesweef teen die mense en dit is 'n gebriek en dit is 'n gespin en dit is 'n tussenin en die kinders skree en Alicia probeer teen 120 uit die kar uitspring, maar sy wil nie meer hier by my wees nie en dis 'n nagmerrie en uiteindelik as alles rustig is, dan sal sy sê, mamma, as ons by die huis kom, behoort pappa 'n goeie pak slaag te kry. En ja, mamma gee vir pappa dan 'n goeie pak slaag. Wanneer sy nie kwaad is nie, wanneer sy nie rustig is nie. En daar kom die groot vloekwoord uit. Het julle gehoor dat ek gevloek? Baksla. Dis die groot vloekwoord. Ek kan sommer nou al die comments sien op Facebook. Ek sien al sommer die SMS'e wat hier nagaan. Kan ek vir julle sê wat in ons huis gebeur in ons huis? Word daar soms baksla uitgedeel. En ek verstaan dat dit nie polities korrek is nie. Maar ek glo steeds vandag nog dat dit Bybels korrek is.
Jy sê, pastoor, jy en jou vrou mishandel julle kinders. Ons moet hulle daar uitkry. Bel die welsyn. Ja, oké. Bel hulle. Jy geweet ouers wat kinders pak slaag kry, maak die mees aggressiewe rebellious kinders groot. Ek is 37 en nou word nou 37. My ma en my pa het my redelik almal van ons gevoeder, right? Ek wou 'n beter woord gesê het, maar dis right, né? Dis my ma is gevoed en my ma is ons gevoeder, okay? Die 20s, ek hoop nie is 20s vandag nie, of ek hoop is 20s vandag. 20s, hulle mag ons nie gevoeder geword het nie, want jy kan mos by die polisiestasie jou pa gaan aangee vir mishandeling, omdat jy hom gevoeder het. Nou kom ons wees eerlik met mekaar. Al die 20s vandag, wat hier sit, en as ek nou kyk na Suid-Afrika, en ek kyk wat het nou by NWI pikke gebeur hierdie laaste week, dan kan ek kan ons reken dat die 20s van vandag sekerlik die mees gehoorsame, liefdevolle, sagte, vredevolle generasie is. Kan ek aangaan? Hulle mag ons nie gepak slaaf word het nie. So op die ouene van die dag sê ek hierdie, want 'n pak slaaf werk. Maar kan ek wel vanmôre hierdie sê, en ek wil hierdie mooi sê, want hierdie is baie erg op my hart. As dit jou manier is van doen, en dat jy pak slaaf uitdeel vir jou kinders, as dit uit woede uit gebeur, dan beter jy vanmôre in hierdie donker op jou knieë neerval en voor die Here repent. Want as jy jou kind slaan, uit woede uit, omdat jy kwaad is, prys die Here, ek wil nie saam met jou in die hemel wees nie, want die Here gaan vir jou 'n pak slaag gee. As jy ooit jou kind slaan uit woede uit, want jy is kwaad, en nou slaan jy hom as gevolg van dit, luister mooi, repent, want jy gaan nie die hemel maak nie. Want die Bybel is baie duidelik, dat ons mag nie uit woede uitslaan nie. Want ek het al te veel kinders in my lewe gekry, wat van by my sit vir berading, wat sê, mamma en pa het my geslaan, as gevolg van uit woede uit. En dan sal merk op hulle lywe. Ons kan nie dit doen nie. 'n pak slaag, nie uit woede uit nie, is presies wat die Bybel wil hê. Ek dink die derde ding, wat ons as ouers kan gebruik, of wat ons ouers moet verwag, is ons sal kinders betyds tigtig. Ek sê betyds, want jy kan nie 'n kind tigtig 3 weke nadat die fout klaar gewaak is nie. Okay? En met 'n duidelike onderrig en versoening. Efesiërs 6 vers 4 sê, Vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning, soos die Here dit wil hê. So kom ons chat oor hierdie vinnige woord vermaaning. Vermaaning is amper eintlik 'n woord vir onderrig. En ek dink die eerste ding, wanneer ons kinders tigtig, of wanneer ons kinders dissiplineer, dink ek is die eerste ding om oor te praat is, hulle moet verstaan wat hulle verkeerd gedoen het. Want baie keer weet ons kinders nie eers wat hulle fout gemaak het nie. Hulle weet nie eens dat dit skuld is, dat hulle skuld is nie. Sussie het my babie gevat, en ek het vir gesê sy moenie, en toe klap ek aan die gesig. Punt, einde van die storie. En vir hulle is dit reg om dit te doen. Maar ons gaan vermaaning en 'n onderrig moet gee, om te sê, Sussie, ons kan nie dit so doen nie. Wanneer Sussie jou babies vat, gaan ons op 'n ander manier moet kyk oor hoekom ons die babie gevat het. Maar ons kan nie net slaan in ons gesig, want ons dit doen nie. En sodra die kind verstaan wat hy verkeerd gedoen het, dan eers kan ons op 'n punt kom waar ons haar kan leer hoe om dit beter te hanteer. En dis die woord vermaaning. Vermaaning is om ons kinders ook te leer dat God het altyd 'n ander uitweg, maak nie saak wat in jou pad is nie. Want ewe skielik leer ons kinders dat daar is 'n ander uitweg, en so leer ons kinders wanneer hulle ouer word, dat wanneer daar 'n obstakel in hulle lewe is daar God altyd 'n manier om 'n ander pad te maak. Versoening. Ek het die ander woord hier geskryf, versoening. Ander ding, as jy verkeerd gedoen het, moet jy jou kinders leer dat daar is gevolge vir daardie straf. Jy het verkeerd gedoen, en daar is 'n straf vir dit. Maar, jy's vergewe. En mamma en pappa gaan jou soentjies gee, en ons gaan jou drukkies gee, en ons gaan vir jou lief wees, en ons gaan steeds vir jou omgee, maar wat jy gedoen het vandag,
was verkeerd. Versoening help ons kinders om te verstaan wat Jesus vir my en jou aan die kruis gedoen het. Dat hy het ons sonde geneem op hom en hy het ons daarvoor vergewe. Daar is nagevolge vir wat ons verkeerd doen, maar die feit bly dat Jesus nie nou ewe skielik minder vir ons lief raak of meer vir ons lief raak nie. Hy is maksimum. En maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het nie. Jesus sal nie sy liefde verminder of vermeerder nie, maar daar's nagevolge vir die besluite en ons moet ons kinders leer dat daar is nagevolge vir besluite, maar mamma en pappa is nie nou ewe skielik minder vir jou nie. Dit leer ons kinders ook God se ekonomie. Dat al die besluite wat jy gaan doen, het daar nagevolge, maar as gevolg van Jesus aan die kruis, kan ek en jy beter besluite neem en 'n lewe lei wat God eer. Kyk, dissipline is nie straf nie. Dissipline is 'n regstelling gedryf deur liefde. Dit is nie iets wat ons teen ons kinders doen nie, dit is iets wat ons vir ons kinders doen. So wat nou? Wat nou? Jy sraak hier vanmôre en jy dink, uit al daai ouers uit het ek almal verkeerd. As jy nou na hierdie geluister het, dink jy, Here, wat nou? Waarheen gaan ek nou? Kan ek vanmôre vandag 3 punte gee? Ek het 'n minuut hoor. 3 punte, nou los ek jou. Wat nou van ons kinders? Wat nou na hierdie reeks? Ons het nou alles gehoor en van julle het vir 4 weke getrou gekom met hierdie reeks. Kan ek vir sê wat nou? Nommer 1 is, ons hou nooit op bid vir ons kinders nie. Nooit. Jy hou nie op bid vir jou kinders vir vriende nie. Jy hou nie op jou bid vir jou kinders dat hy verhouding met God gaan hê nie. En jy hou nooit in jou lewe op bid vir jou kinders sodat hulle gemeenskap van gelowiges kan kry nie. Ek dink die tweede ding wat jy doen is, jy het oneindig geduld met hulle. Jou geduld met hulle eindig nooit. Jy het altyd geduld. Jy het altyd weer en weer en weer en weer en weer. Jy gaan nooit ophou goed wees vir hulle nie. En die laaste ding is, jou liefde eindig nooit. Jou liefde vir jou kind kan nooit eindig nie. Jy gaan hom maksimum lief hê waar jy kan. Maak nie saak wat hy doen nie, maak nie saak waar hy is nie, en maak nie saak hoeveel fout hy maak nie. Jy kan nooit jou liefde vir jou kind laat val nie. Bid vir hom, hê geduld met hom en hê hom altyd lief. Kom ek bid saam. Ag Here, baie dankie vanmôre vir u woord. Vanmôre nou 'n bietjie anders te gedoen, Here, maar ag Here, ek kom bid dat die Heilige Gees vanmôre in elke liewe ouer en elke liewe persoon vanmôre hier sal kom werk, Here. Ag Here, baie van ons het ook al foute gemaak, Here. Ons is hierdie absolute verdeelde ouer en ons staan nie saam in 'n eenheid nie, Here, of dalk is ons 'n ouer, Here, soos ek wat partykeer hierdie lyne het in die een dag en die ander dag het ek weer ander lyne. Of Here, dalk is die ouers vanmôre wat hierdie lewensredder is, Here. Dan gaan ek kom bid dat u vanmôre vir ons sal sê, dis okay. Ons het foute gemaak. Maar dat u ons 'n nuwe rigting gaan wys, Here. Dat u vir ons die wysheid gaan gee hoe om hierdie pragtige kinders van ons, Here, groot te maak. Ag Here, help ons, Here, om ons kinders groot te maak, om dadelik eerste gehoorsaamheid te kry, Here. Vrolike. Ag Here, kom wys ons, gee ons die wysheid, Here, om ons kinders te dissiplineer, nie wanneer ons uit woede uit is nie, Here, maar wanneer ons hulle iets wil onderrig, Here, en wanneer ons hulle iets wil leer. Ag dankie Jesus dat u vir ons ongelooflik lief is, Here. Dankie dat ons weer uit hierdie kon leer dat u vir ons ook aan 'n kruis gesterf. Here, baie keer het ons foute gemaak, maar u liefde eindig nooit nie. U het ons lief, Here. Ontsettend baie lief. Baie van ons het ook al weg gaan hardloop van Jesus af, Here, maar dankie dat u geduld met ons het en ons net weer terugvat, Here. Dankie dat u nie wil hê ons moet weggaan nie. Kom gee ons die wysheid as ouers, Here. Dankie vir die laaste reeks, weer die 4 weke, Here, dat ons so geleer het oor hoe om dit groot te maak, Here. Dankie dat u ons gaan help. Dat ons 'n nuwe generasie en 'n volgende generasie hier gaan opbou, Here, dat as ons nie meer hier is nie, dan weet ons, Here, dat daar gaan 'n generasie voortbestaan. Ons loof en ons prys u daarvoor, Here. Ag, ons kom bid sommer vir ons volgende reeks wat ons ingaan, Here, en ons huwelike reeks, Here, so na in my en Alisa se hart, Here. Huwelike wat uit mekaar uitval, Here. Egskeidings wat hoog is, Here. Ag, kom bid ek dat u ook in hierdie volgende 4 weke wat kom vir hierdie kerk wonderlike goed gaan doen, Here. Ons huwelike gaan sien opspring. Ons huwelike sien gaan genees.
Here, ons mense gaan sien egskeiding vorms opskeer. As jy raak vanmôre hier sit, soos ek sê, ek kan jou nie eintlik sien nie. As jy vanmôre hier sit en jy het nog nooit Jesus in jou hart geken nie. Maar Jesus het nog nooit hier, jy het nog nooit regtig jou hart vir die Here gegee, sê Here, hier is my hart nie. En die Here is baie duidelik daarop, as hy gee nie om wie hy is, of wat jy in die verlede gedoen het nie, wanneer jy jou hart vir hom gee, dan ruk hy jou uit die donker uit, en hy gee jou weer nuwe lewe. Hy het juist gekom, hy sê dit, hy het juist gekom vir mense wat siek is. Nie vir mense wat gesond is nie, dalk sit jy vanmôre hier en jou hart is siek. Jy ken nie Jesus nie. In ons kerk is dit so gemaklik, ek gaan jy nie vorentoe roep nie, ek gaan nie laat jy opstaan nie, maar wat ek wil hê jy moet doen is net al is dit net so halwe van 'n handjie, net sê Here, ja, daai sê ek wil my hart weer vir U gee. Van my hart vir U gee, Here. As jy klop in jou hart nou het, net daar kan jy nie sien nie, so ek gaan net vir so rukkie aanhou. As dit jy is vanmôre, net sê Here, daai sê ek, dankie Here. Dis maklik soos dit, wanneer jy dit doen, sê die Here, kom red hy jou. En jy saam met hom in die hemel eendag, en saam met in die paradys. Here, dankie vir hande wat opgegaan het, dankie vir harte wat uitgegaan het na U toe, Here. Ons kom loof U, ons kom prys U daarvoor. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Kan ons vir mense 'n handeklap gee wat ook hulle hande opgesit het?